Goeiemiddag familie, dis Jackie van Pretoria Karavane. Soos julle 'n sneak peek kan kry, ons maak reg vir Saterdag, ons family fun day. Ons is besig om karavane in plek te sit, karavane op te slaan, laat julle kan sien hoe lyk dit. Paar trailers wat opgeslaan is ook. So ons kan so vinnig wys, maar ons wil eintlik 2 waans vir julle wys, maar Sven kan so 'n sneak peek vir julle, net die klein sneak peek, want ons wil hê julle moet Saterdag hier wees. So hier het ons trailers en ons offroaders op, vir julle om in te klim en klouter, voel hoe dit voel. Dan kan jy voel hoe kompak hulle is en hoe hulle voel aan die binnekant. Gaan jy 'n bietjie claustrophobic voel of nie, want die bed is nou oop, dan gee jy 'n ander gevoel as wat jy inklim in die bed is toe. Maar kom ons gaan wys julle die Stealth 592. Dit is die een met die toilet aan die binnekant. Shower geyser is 'n opsionele ekstra. Die shower kan ons aan of die agterkant van die Stealth sit, of ons kan aan nie die deur se kant, die ander kant opsit. En hy's ook 'n gravel road, is hy nie, Jackie? Jep, hy's 'n gravel roader, so as jy 'n Namibia trip het, of jy het 'n trip Botswana toe, of jy wil Angola toe gaan, dit is dan die wa vir jou. Kom ek wys julle. So die woonwa spog met 'n lekker groot neuskas. So jy het baie pakplek hierso, hier's genoeg plek vir 'n aircon ook. So groot neuskas. Jy kry 'n gasbottel by. As ons nou die aircon vir jou insit, sit ons die kompressor hier aan die regterkant. Dan pas jou spaarwiel nog in. Hy lê so bietjie teen die aircon, maar dan hy pas nog steeds in. Jy hoef nie te worry waar moet hy gaan nie. Dan het hy 'n uittrek kombuis en julle sal dit Saterdag kan sien. Hy gaan oop wees. Julle kan sien hoe die stoofie lyk as jy hom gebruik. Sy skermpie en alles sal opgesit word. Hy het 'n lekker pantry. Ek kan sê wanneer hy's gesluit, maar ek dink ek het 'n sleutel aan my. So as jy hier koekeloer, mikrogolf is buite en dan het jy pakplek ook vir kruideniersware. So jou Stealth, ons gaan jou binne wys, het regtig baie pakplek aan die binnekant. Want ek weet ons vrouens kan maar pak asof ons, al gaan ons net 'n naweek weg, ons pak asof ons 3 weke weg gaan. Alhoewel dit nie meer nodig is nie, maar dis altyd vir daai in-case. So jy het jou drankkabinet by die deur. Dan as ons ingaan, het jy plek om te sit. So as jy nog werk of jy wil kaarte speel, is daar plek as die weer nie lekker is nie. Hier binne het hy sy toilet. So jou toilet is hierso met 'n wasbak. Jou krane is al klaar reg vir koue en warm water, so al wat ons moet doen is vir jou geyser insit. Ons doen gewoonlik die Hansen geysers, hy's 'n gas en krag geyser, dan bou ons hom hier in. Jy kan ook net die Hansen 220 volt geyser insit, of ons kan die quick boil geyser vir jou insit. Dit hang nou af waar jy gaan kamp. As jy baie kampe gaan doen waar jy nie krag het nie, sal ek aanbeveel om die gas en krag geyser in te sit. Jy kan ook 'n gewone gasgeyser insit, maar dan moet jy hom elke keer iewers te uithaal en aanhak. Seker maak daai exhausters aan, so dit raak vir my werk. Dis die Hansen, is dit plug and play, jy sit 'n knoppie aan en jou water maak warm. Yskas is 12 volt, jy het 'n 105 ampere diepsakkel battery wat standaard is met 'n Victron charger. Jy kan hom opgradeer na lithium toe as jy wil ook. Dit kan ons vir jou doen. Jy stel net jou charger, Victron charger, dat hy charge vir 'n lithium en nie meer vir lead acid nie. So dit is ook baie eenvoudig. Maar kom ek wys julle die pakplek. So jy het lekker diep kaste, maar julle arm pas in en dan sit eers op die einde. Aan hierdie kant jy rakkies. So hierdie sal tipies soos jou koskas, potte, tupperware tipe kas wees. Dan het jy meer as genoeg vir klere. Aan hierdie kant waar Swen is, ekskuus ek. Daarso is vir klere. Natuurlik gaan jy al jou toiletries in die badkamer pak, want daar is baie pakplek daar ook. So
hierdie kan alles jy kan hier ook Tupperware en potte pak, dat jy hierdie twee tipe jou koskaste maak. Dit kan ook werk, jy kan ekstra vatdoeke, tafeldoeke, dit kan alles daarin pas. Hier is ook soos 'n vanity cabinet vir ons vrouens. Jy daarin kan sit, hy het 'n plugklaar hierin vir 'n haardroër. Ons sal 'n spieël vir jou insit, dit is maklik. Dan aan hierdie kant het jy 'n hangplek, so hier bo is pakplek, maar onder is hangplek. En dan het jy leesliggies, by die bed het jy ook 'n plek, so selfoon en alles kan gecharge word. Langs die kante van die bed het jy 2 laaie aan albei kante wat uittrek, so daar's nog pakplek. Onder die bed pas jou tent, so jy kry die eerste dak by kant en voormuur. Jou tweede dak is 'n opsionele ekstra. Jou travel blanket kan jy ook bykoop. Ek sal dit aanbeveel vir hulle as jy sandpaaie gaan ry, want die sandpaaie kan jou wa so 'n bietjie sandblast. Maar as jy nie reg is vir 'n nuwe wa nie, met ons goeie tweedehandse waans, kom ons gee julle 'n voorbeeld. Ons het 'n 2006 swing wat ingekom het. Ek hoop ek vind hom nou eerste keer, want ons skuif nou rond. Hy's gesluit en ek het nie 'n sleutel by my nie, maar kom ek wys julle 'n ander opsie. Hulle is nou besig om te was en die karavane reg te kry vir julle. Hier is 'n 2018 Splash. So ons het hierdie 2018 Splash en ons het 'n 2019. Ekskuus, die 2019 het 'n aircon by. Ons 2018 is stock standard. Hy het sy voltent, die 2 dakke wat aan mekaar sit. Hy het kante en 'n voormuur. So as binne toe gaan, sal jy sien dat 'n lekker groot yskas met jou yskas bo en jou vrieskas onder. Jy gebruik jou vrieskas baie min, so jy wil nie die hele tyd buk nie, so dis altyd 'n pluspunt as die yskas bo is en die vrieskas onder. Jou Splash kan 4 slaap, so sy tweede bed maak nog 'n dubbelbed, of dit is 'n lekker eethoekie, as jy kyk om lank te staan en 'n badkamer is nie noodsaak vir jou nie, kan jy kyk na 'n Splash grootte, want jou tafel is lekker groot, jy kan hom opstel, jy kan daar eet. As die weer nie lekker is nie, kan jy kaarte en games daarso speel. As jy nog werk van die kamp af, is daar meer as genoeg plek vir 2 mense om 'n laptop op te sit en te werk. Splash natuurlik werk net van 220 af. Jou yskas, mikrogolf, alles is krag. Sou ons 'n aircon vir jou insit, dit kan ons doen, ons kan movers. Soos movers opsit, dan sit ons nou net 'n battery en 'n charger by vir jou movers, want jou movers werk net van 12 volt af. As jy wil, ons kan gou-gou 'n ander wa vir julle wys, in dieselfde grootte as die Splash. Dis jou Gypsies. Vir my is hy waarde vir geld. Baie pakplek binne. Kom ons vind gou een hierso. Natuurlik is jou Penta, Splash en Regal min of meer dieselfde lengte woonwaans en gerieflik vir mense wat 'n gesin van 4 is. Was hulle nou besig om te skuif? Ja. Hy is gesluit, kom ons probeer hierdie een. So hier het ons 'n Regal. Soos jy kan sien, weer eens 'n lekker groot yskas met yskas bo, vrieskas onder. Baie pakplek. Sê nou jy's 'n gesin van 4, jy het 2 kinders daai kant. Hier is baie kaste net vir hulle klere hierso. So as jy hulle klere pak vir die dag, hulle broek en hemp en alles in een, en jy rol dit op, is daar meer genoeg pakplek in die kaste saam met hulle swemhanddoeke en hulle badhanddoeke. Want ons weet die kinders is meeste van die tyd in hulle costumes. Maar hierdie is nou tipies jou koskas in jou Regal. Kyk net hoe diep is die koskas.
baie pakplek in jou Regal. Jy het wel nou die stoofie aan die binnekant en die wasbak aan die binnekant, maar kyk, jou stoofie maak toe, so jy kan jou ketel nog steeds bo op hom sit, maar as jy iets wil kook, sê nou daar's load shedding, en jy het miskien vergeet, want jy gaan nie die naweek weg, en jy het so min as moontlik gepak, kan jy gaga jou ketel net hier sit en water kook. Jy het 'n wasbak hier, soos jy gekies net wil uitspoel. Jy het 'n gesigwasbak aan daai kant, so jy kan tande borsel. En dan weer eens, jou Regal is net 220, alles werk net van krag af, so dit sal dieselfde tel as die Splash, as ons movers vir jou installeer, sit ons 'n charger en 'n battery in. En as jy wil, kan ons jou LED-ligte, want hierdie jaarmodelle en daai Splash wat ek nou gewys het LED-ligte. So die ligte en die pomp kan ons eintlik bedraad na die battery toe. So dan sou daar load shedding wees, sal jou ligte nog werk, want dit sal dan hardloop van die battery af, wat jou movers hardloop ook, en dan het jy die 220 charger in, wat om charge wanneer die krag weer aankom. So ja, ek hoop ek het julle nuuskierig gemaak, so kom kuier vir ons, en dan wys ons vir julle.